Ja, Vader, dankie vir die voorreg wat ons het om hierso te kan staan, Here, Vader, en soos wat ons nou gesing het, Vader, wil ons net meer en meer van U teenwoordigheid in ons lewe hê, Here. Vader, ons vra dat U net sal kom beweeg in ons midde. Heilige Gees, ons nooi U in hierdie plek, en Vader, ons vra dat U by elke persoon sal kom stil staan, Here. Dat U die lewe sal omkeer van elke persoon, Vader, elke persoon wat hier is vandag, Here. 'n ontmoeting sal hê met U, Vader, soos nog nooit van tevore, Here. Ons sê vir U dankie daarvoor, in Jesus naam. Gaan met ons vir die woord gaan gesels, Vader. Kom breek het vir ons oop, Here, en kom wys net vir ons, Vader, dit wat U wil hê ons moet hoor vandag, in Jesus naam. Amen. Here, ander ding afgehaal. Van die livestream. Sê, ons gaan vandag weer aan met ons tweede gedeelte van die bonatuurlike. Ons gaan nog so paar weke besig wees met dit, maar dit gaan baie interessant raak. En ek wil net voordat ons gou begin hierso, net so kort gedagte met julle deel oor die Heilige Gees, en veral nou toe ons hierdie laaste liedjie sing van Holy Spirit, you are welcome here. En ons sing soveel keer, soveel goed oor die Heilige Gees, en dit is so maklik om vir ons te sê, Heilige Gees, kom in, en kom beweeg in ons midde, en kom beweeg onder ons, en werk onder ons, maar hoeveel keer bedoel ons dit rarig? Hoeveel keer maak ons rarig ruimte vir die Heilige Gees, om te kom beweeg in ons midde? Daar's 'n pastoor wat ons 'n ding geleer het, lang terug, en die gesegde is soveel mooier in Engels. Hy sê, the Holy Spirit will show up where He is celebrated and not where He is tolerated. En ons mis dit baie keer in die kerk. Want soveel keer sê ons Heilige Gees kom beweeg, maar ons maak nie ruimte vir hom te beweeg nie. Soveel keer sê ons Heilige Gees kom beweeg, maar ons gee hom net 'n sekere tyd om te beweeg, en as die teenwoordigheid nou 'n bietjie te lank raak, of die Heilige Gees se werking raak nou 'n bietjie te lank, en dan is almal kyk op hulle horlosies, en hulle worry oor die hoender wat in die oond is, wat gaan brand, en ons doen dit so, en deur dit onderdruk ons die Heilige Gees. Ek wil hê ons moet regtig begin fokus daarop. Veral wanneer ons die aanbidding doen. Die aanbidding is nie net daar om 'n paar mooi liedjies te sing op 'n Sondag nie. Die aanbidding is daar om die Heilige Gees in te nooi, om plek te maak vir God. Die Bybel sê dat hy wandel onder die lofsange van sy kinders. Hy woon onder die lofsange van sy kinders, sê van die ander vertaling. So, wanneer ons sing, ons is nie net om karaoke te sing, ons is hier om die Heilige Gees in te nooi. En te sê, Here, kom en kom beweeg in ons midde. Here, kom en kom beweeg onder U mense. En hoe meer ons dit gaan begin doen, hoe meer ons onsself gaan begin oopmaak vir dit, hoe meer gaan ons van sy teenwoordigheid begin ervaar in die kerk. En ons gaan vandag aangaan met ons reeks, en deel 2 van die dinge wil ek bietjie gesels oor die beweging van die bonatuurlike krag. En een ding wat ons moet besef is dat God se krag staan nooit stil nie. God staan nooit stil nie. Hy bly nie die hele tyd op een plek nie. Ons weet, ons lees in die Bybel dat God is dieselfde gister en vandag en tot in alle ewigheid, maar hy is konstant besig om te beweeg. Oral in die Bybel sien ons dat daar was tye gewees wanneer die Heilige Gees op mense gekom het, en dan die Heilige Gees van hulle af onttrek, en hy het aanbeweeg. Dawid sê self, en hy in Psalms gaan skryf, en hy sê, Here, moenie U Heilige Gees van my af wegvat nie. So hy het verstaan dat die Heilige Gees is besig om te beweeg, en hy het eintlik daar gesê, Here, laat ek saam met U Heilige Gees beweeg. Maar ons het in die kerk baie keer op 'n plek gekom wat ons begin stagneer het. En daar is 'n stagnerende kerk wat besig is om te heers vandag, en dit is 'n plek, of dit is 'n gevaarlike plek vir die kerk om te wees. En as ek sê dat die kerk, dan praat ek nie net van 'n spesifieke groep mense nie, ek praat nie net van 'n spesifieke denominasie nie. Ek voel dat die kerk in Hebreë het op 'n plek gekom wat hulle begin stagneer het in hulle geloof, wat hulle begin stagneer het in die werking van die Heilige Gees. Ons is nou besig met die kerkse hoof van die kerkse hoofkantoor se kant af met opleiding oor die gawes van die Heilige Gees op Maandag aand. En die pastoor wat dit aanbied het presies dieselfde gesê. Hy sê vir ons dat dit voel asof die kerk stil staan. Dit voel asof die kerk nie meer die wonderwerke sien, asof hulle nie meer sien dat die gawes van die Here werk nie, dat hulle nie meer sien hoe die krag van die Here werk nie. Ek was laasweek by Pinkstertyd by 'n reeks Pinksterdienste van 'n pastoor wat baie rondpreek reg oor die wêreld,
En hy sê dat hy dit al ervaar, dat dit by van die kerke kom jy daar aan, dan is die atmosfeer so koud, dat hy weet nie eens waar is die vuur van die Heilige Gees nie. Hy weet nie meer of die Heilige Gees funksioneer in van die kerke nie. En dit is 'n plek waar die kerk in Hebreë homself gevind het, waar hulle begin stagneer het en waar hulle begin aanvaar het dat genoeg is genoeg. Ons is happy met dit wat ons het laasweek oor dit gepraat. Ons is happy om te wees waar ons is, waar dit tyd is vir die kerk van die Here om te begin beweeg. En as ek praat van die kerk, praat ek nie van die gebou nie, want hierdie gebou kan nie beweeg nie. Sal bitter snaaks as ons volgende Sondag hier kom en hier is net 'n stuk grond en die gebou het ergens heen beweeg. Ons is die kerk. Ons is veronderstel om te beweeg en waar ook al ons gaan, is ons veronderstel om die Heilige Gees en die krag van God saam met ons te vat. Handelinge 3 vers 1 tot 10 sê vir ons die volgende: op die 9de uur, die uur van gebed, was Petrus en Johannes na die tempelterrein toe op pad gewees. 'n man wat verlam is van sy geboorte af, is daarheen gedra. Hulle het hom elke dag neergesit by die tempelpoort, bekend as die mooi poort, om by die mense wat by die tempelterrein binne te gaan, vir almoses te vra. Toe hy sien dat Petrus en Johannes op die punt was om die tempelterrein binne te gaan, het hy gevra om 'n almoes te ontvang. En Petrus, vergesel met Johannes, het stip na hom gekyk en gesê: kyk na ons. En hy het toe na hulle gekyk met die verwagting om iets van hulle af te ontvang. Maar Petrus het hom gesê: silwer en goud het ek nie, maar dit wat ek het, gee ek jou. In die naam van Jesus Christus van Nasaret, staan op en loop. Hy het hom aan sy regterhand gegryp en opgehelp, en onmiddellik het sy voete en sy enkel sterk geword. Hy het opgespring en regop bly staan, rondgestap en so saam met hulle in die tempelterrein binnegaan, terwyl hy loop en spring en God prys. En die hele volk het gesien hoe hy God loof en prys. Hulle het hom erken as die een wat by die mooi poort van die tempelterrein gesit het, met die oog om almoses, en hulle almal was vol verwondering en verbasing gewees oor wat gebeur het. Nou, hierso sien ons 'n baie interessante verhaal in die Bybel, en dit is net na die uitstorting van die Heilige Gees. En hier was 'n man gewees, wat soos ons lees, van sy geboorte af verlam was. Dit was nie iemand wat niemand geken het nie, dit was nie iemand wat niemand geweet het wie hy is, wat nie. Almal het geweet, dat hierdie was 'n man gewees, wat elke dag het sy vriende omgebring, hulle het hom hier by die tempel kom neersit, hy daar so gesit en gebedel, en almal het hom al geken. Hy was al deel van die meubels daar so gewees. En almal het gesien, dat dit wat hy deurgegaan het, was so gewees. En weet julle wat is die hartseer ding? Sy vriende het hom elke dag na die kerk toe gebring, na die kerk toe gedra van daai tyd, hom daar neergesit, vir hom gesê: okay chom, bly hierso, bedel jy maar vandag vir jou geld, ons gaan werk, ons gaan doen wat ons moet doen, en ons sal jou vanmiddag kom haal. En almal het aanvaar dat die persoon wat daar sal sit, moes daar sal wees. Dit is die probleem wat ons onsself invind vandag is. Baie keer raak die toestand wat ons onsself invind vir ons 'n gemaksone. Die probleme wat jy met jouself invind, raak 'n gemaksone. Die omstandighede wat jy jouself invind, raak 'n gemaksone, want jy ken niks anders nie. En dis wanneer dit maklik raak vir mense om hulle probleme te aanvaar. Ons kyk baie keer in situasies en ons weet dat gender-based violence is 'n groot storie in die land. En dan sal almal sê dat hulle weet hier is 'n vrou wat by 'n man is en hulle weet hierdie man slaan die 7 soorte hel uit en sy kom nie tot bekering nie, maar sy los nie die man nie. Dan vra almal vir hom: hoekom los jy hom nie? Hoekom breek jy nie die verhouding op nie? Want hierdie ou is besig om jou te verniel. Hierdie ou is besig om jou lewe te verwoes. Maar hy vrou het in 'n gemaksone ingeval, want sy is bang, as sy hom los, wat gebeur? Want dan moet sy iets ingaan wat onbekend is. So haar omstandighede raak vir haar 'n gemaksone. Hoeveel keer in ons lewens is die duiwel nie besig om ons lewens te verwoes nie? Is die duiwel nie besig om ons te vernietig nie? Is die duiwel nie besig om ons te verniel nie? Dan sê mense: draai weg van die duiwel af, draai na God toe en gee lewe vir hom en stap die pad saam met hom, maar ons is bang vir die onbekende wat voorlê. Ons het in ons omstandighede in 'n gemaksone geval.
Ons omgewing het vir ons 'n gemaksone geraak, waar God vir ons sê, hou op, sit op die plek waar jy is, en kom en beweeg saam met my, want ek het beter vir jou in stoor. Ek wil jou begin gebruik, ek wil jou vat na hoër hoogtes toe, ek wil my Heilige Gees op jou uitstort, ek wil vir jou begin wys, dat daar is meer in die lewe vir jou, as wat jy gewoond is. Maar ons sit in hierdie gemaksone. Interessant genoeg, en nêrens in die Bybel sien ons dat hierdie ou wat daar so gebeur het enigstens probeer om 'n werk te gaan kry. Het enigstens probeer om enigiets anders te doen nie, want sy vriende het hom elke dag na die tempel toe gevat. Hoeveel keer dink ons help mense deur vir hulle te sê, ag, is okay, byt net 'n bietjie vas, alles sal eventually seker okay raak. In plaas daarvan om die bonatuurlike krag van God te vertrou om omstandighede te verander. Partykeer hou ons mense in hulle omstandighede, maar ons moenie toelaat dat ons omstandighede 'n gemaksone raak nie. Ons moet nooit op 'n plek kom wat ons net op sê dat ek aanvaar alles soos wat dit nou is nie, want dit moet seker maar so wees nie. En weet julle wat is die grootste probleem in die kerk? Die mense wat sê, ag, dit is seker maar die wil van die Here laat ek deur hierdie moeilike omstandighede moet gaan. Hy toets my seker maar vir iets. Die duiwel kom en die duiwel trap jou, hy gebruik jou vir 'n deurmaatjie. Hy loop elke dag en sê, ag, dit is seker maar die wil van die Here. As ek die Bybel lees, is dit nie die wil van die Here vir ons lewe nie. Is dit nie wat God wil doen vir ons lewe nie. Ons moenie dit wat die duiwel doen, sy eer gee en die eer wat God toekom om ons uit ons omstandighede uit te haal, wegvat van hom af nie, omdat ons so gewoond is daarin. Die mense kom sit ons neer by die ingang van die kerk, by die ingang van God se teenwoordigheid, maar ons gaan nie daarin nie en dan aanvaar ons waar ons is. Hy man het elke dag gesit by die poorte van die kerk, maar hy het nie ingegaan nie. Hy het by die antwoord gesit wat daar so was vir hom, maar hy het nie ingegaan nie. Tot op 'n dag, toe sien ons, hier kom Petrus en Johannes ingestap by die kerk. En die Bybel sê hulle was, van die ander vertalings sê, soos hulle gewoonte gehad het, was hulle op pad gewees om te gaan bid. Hulle was nie op pad gewees om groceries te gaan koop nie, hulle was nie op pad gewees om kos te gaan kry, hulle was op pad gewees om te gaan bid. En hier stap hulle verby hierdie man wat daar so sit. En interessant genoeg is dit lyk nie eens rarig of hulle aandag aan hom gegee het nie. Maar toe hulle verbystap, toe vra hy vir hulle, het julle nie vir my dalk iets kleins nie? Het julle nie dalk vir my 'n R5 daar of 'n R10 daar dat ek net kan gaan brood koop nie? Ons almal ken mos hy ouens wat hier so as jy by die parkeerarea stop al by Spar, dan kom hulle uitgehardloop en sê, hoor, jy nie vir my R5, ek wil net 'n brood koop nie. En hy vra vir hulle, het julle nie iets vir my nie? En die Bybel sê, Petrus het ewe skielik stip na hierdie man begin kyk. Asof hy nou vir hom gaan sê, maar hoe durf jy vir ons vra dit ons nodig het? En hy sê vir hierdie ou wat op die grond sê, kyk na ons. So hy vat hierdie ou en hy sê vir hom, fokus gou vir 'n oomblik op ons. Moenie nou fokus op die omstandighede nie, moenie nou fokus op die feit dat jy verlam is nie, moenie nou fokus op die feit dat jy niks het nie, fokus gou op ons. En die Bybel sê, die man het stip na hulle gekyk, en toe hy na hulle kyk, het hy verwag dat hy gaan iets van hulle af ontvang. Maar min wetende gaan hy van hulle af ontvang dit wat hy werklik nodig het, en nie dit wat hy dink hy het nodig nie. En Petrus kyk na die ou en hy sê vir hom, silwer en goud het ek nie. En ek dink daarso, as hy vir hom 'n bietjie tyd gegee het om te dink oor hierdie storie, so daai man se moed in sy skoene wat hy nie gebruik het nie, ingesak het. Hy gesê, maar hoekom moet ek na jou kyk as jy nie vir my geld het nie? Hy sê vir hom, silwer en goud het ek nie, maar dit wat ek het, gee ek vir jou. En voor hy vir hierdie ou kon kans gee om te dink oor dit wat hy het, gryp hom aan die hand en hy pluk hom op, hy sê, in die naam van Jesus Christus, staan op en loop. Soveel keer kyk die wêreld na die kerk, en soveel keer kyk die mense daar buite na ons as kinders van die Here, en hulle besef hulle het iets nodig, maar hulle weet nie wat hulle nodig het nie. Die wêreld daar buite jaag rykdom en roem en geld en populariteit en al hierdie dinge na, en hulle besef nie dat dit wat hulle nodig het, is die krag van God om in hulle lewe in te kom en in hulle self geopenbaar te word nie. En ons as kerk sit net terug en sê, die wêreld het ons nodig. Hoekom het die wêreld ons nodig, as ons niks vir hulle bied nie?
Hoekom moet die wêreld na ons kyk as ons gaan vashou by daai gedeelte wat sê silwer en goud het ek nie? Wat gaan die mense dan sien? Waarna gaan die mense kyk? Dis tyd dat ons dit wat die kerksinne is, dit wat God vir ons gegee het, vat en vir die wêreld daar buite gaan gee. Want die krag van God, die bonatuurlike krag van hom, sy teenwoordigheid, sy salwing is vir die kerk gegee as 'n instrument om te gaan gebruik om vir die wêreld daar buite te gaan wys dat my God leef nog. Maar wat wys ons vir die wêreld daar buite? Wat wys ons vir die mense as hulle kyk na ons? God het gekom en hy het vir ons sy teenwoordigheid gegee. God het gekom en hy het vir ons sy krag gegee. Die Bybel sê dit vir ons. Jesus het self vir sy disippels gesê, hy sê, as ek weggaan van julle af, gaan ek vir julle die trooster agterlaat. Dan het ons gekyk, ons het laasweek gepraat oor Handelinge 1 vers 8, wat God sê, julle sal krag ontvang van die Heilige Gees oor julle kom. So dis 'n geskenk van God af. As ons kyk na die gawes van die Heilige Gees wat vir ons gegee word, dis 'n geskenk van God af. Dis iets wat hy vir ons gee. En hier loop Petrus en Johannes, en Petrus sê vir die man, silwer en goud het ek nie. Nou sê die mense, ag shame, hierdie kerkmense is daarom maar arm, né? Hulle het nie eens R5 vir die ou nie. Hulle was nie op pad om groceries te gaan koop nie, hulle was op pad om te gaan bid. Hy het vir hom gesê, ek het nie nou geld by my nie, maar dit wat ek permanent by my het, is die naam van Jesus Christus, is die bonatuurlike krag van God. En hy sê vir hom, staan op in die naam van Jesus Christus en loop. As ons vir die wêreld wag om ons die kans te gee om God se krag vir hulle te gaan wys, gaan die wêreld nooit die krag van God sien nie. Ek hou so baie van hierdie gedeelte en ek hou so baie van Petrus, want Petrus het net 'n ander denkwyse gehad. Hierdie ou sit nog daar en hy wag nog vir die geld en hy hoor ewe skielik is daar nie geld nie. Die volgende toe gryp Petrus hierdie ou in die hand en hy sê vir hom, staan op. Hy sê vir hom, as jy nie self gaan opstaan nie, gaan ek jou ophelp, maar staan gaan jy vandag staan. Hoekom? Want Petrus het sy vertroue in die naam van Jesus Christus gesit. Petrus het nie vir hom gewag en te sê, okay, hoorie, dink gou hieroor nie. Petrus het nie vir hom 'n 5-punt preek gegee met 'n PowerPoint om te sê, okay, dit is wat ek nou gaan doen, dit is hoe ek vir jou gaan bid, dit is hoe ek vir jou gaan hande oplê nie. Nee, hy het vir hom gesê, die tyd is nou, en nou gaan die teenwoordigheid van die Here werk, en het hom in die hand gegryp en vir hom gesê, staan op. Maar partykeer is ons bang, partykeer wil ons die dinge oordink. Partykeer wil ons eers kyk, hoorie, kan ek dit regtig doen, of kan ek regtig God vertrou vir hierdie ding? Petrus en Johannes het nie gesê, ons is hier by die kerk, kom ons gaan nie binne nie, want dit is heilige grond daar binne. Daar, die priesters het mooi skoon gemaak, julle moet daar so gaan wees, daar gaan ons vir jou bid nie, nee. Hulle het daar vir hom gebid, hulle het die krag van God vir hom daar gegee, waar hy was, in sy omstandighede, in die plek waar hy homself gevind het, het hy vir hom gesê, in die naam van Jesus Christus, staan op en loop. Die krag van God is nie vasgevang in die tempel gewees nie. Dit was land terug gewees. Moes die priester 1 keer 'n jaar kon hy in die allerheiligste ingegaan het, want dit was 'n heilige plek, en as hy daar ingegaan het en hy het sonde gedoen het, hy dood gegaan. Maar toe Jesus gesterf het die voorhangsel van die tempel geskeur, en het God gesê, my krag is nou beskikbaar vir almal reg oor die wêreld. Jy hoef dit nie te kom haal op 'n spesiale plek nie, maar jy moet dit saam met jou dra, want die krag van God is 'n beweging. En God wil hê ons moet beweeg. Hy wil nie hê sy kerk moet stil staan nie. Hy wil nie hê sy kerk moet vasgevang wees in tradisie nie. Hy wil nie hê sy kerk moet magteloos wees en op 'n plek kom wat hulle stagneer nie. Want God wil hê ons moet gaan en 'n verskil gaan maak in mense se lewe daar buite. 2 Korintiërs 3 vers 18 sê vir ons, en ons almal, terwyl ons sluierde gesig die heerlikheid van die Here aanskou, soos in 'n spieël, word na dieselfde beeld verander van heerlikheid tot heerlikheid, soos afkomstig van die Here en die Gees. En hierso sien ons dat Jesus sê vir ons dat daar gaan 'n tyd kom wat ons sy aangesig gaan aanskou.
daar gaan 'n tyd kom wat ons die heerlikheid van God gaan aanskou. Daar gaan 'n tyd kom wat ons, soos wat jy in 'n spieël na dit kyk, die heerlikheid van God gaan sien. Nou wat beteken heerlikheid? Heerlikheid beteken volgens die Woordeboek 'n besondere aangename toestand van glorie en van volmaaktheid. Hierso sê die Bybel vir ons dat ons gaan God se heerlikheid aanskou. As ons daarna kyk, wat gaan ons sien? Ons gaan die aangename toestand van glorie sien en ons gaan God se volmaaktheid sien. Maar interessant genoeg, die Bybel sê soos wat ons dit sien, gaan ons begin verander word in daai heerlikheid in. Gaan ons gaan van heerlikheid na heerlikheid. Gaan ons gaan van openbaring na openbaring. Wat beteken dit om te gaan van heerlikheid na heerlikheid? God beweeg konstant. Die Bybel sê vir ons, die engele sit in die hemel en hulle kyk na God en hulle sê, heilig, heilig, heilig is die Here. En dan buig hulle voor hom neer. En as hulle opkyk, dan sê hulle weer, heilig, heilig, heilig is die Here. Want elke keer as hulle afbuig en hulle kyk op, dan sien hulle iets anders van God. Het God verander? Nee, maar God is so groot. Daar's soveel goed in hom opgesluit, dat ons nie sy volheid nou gaan ken nie. En tot in ewigheid, elke keer as ons na God kyk, gaan ons iets anders sien, gaan ons 'n ander element van hom sien, gaan ons iets anders van hom beweeg. En die Bybel sê, soos wat ons kyk in hierdie spieël, gaan ons verander van heerlikheid na heerlikheid. Wat beteken dit? God wil nie net hê ons moet op een plek bly nie. Dinge verander in die wêreld. Ek dink die eerste keer toe daar so 'n perdekar of 'n donkiekar uitgevind is, en hierso het een ou gegaan en hy het 'n ronde wiel gemaak en hy het 'n perd voor hom gesit en hy het in hom gesit en met hierdie kar gery, het die ouens wat langs hom geloop gesê, wow, dis nou amazing, hè. Maar wat as ons vandag nog by dit gebly het wat daar so was? Ek weet nie van julle nie, 'n donkiekar is amazing, maar ek sê eerder vandag in my kar of in 'n bakkie of met 'n lekker bike wil ry, want ek gaan vinniger kom waar ek moet wees. Ek gaan gemakliker kom waar ek moet wees. En dit is die ding van die kerk vandag. Ons hou so vas aan die verlede, ons hou so vas aan die heerlikheid wat gister gebeur het, waar God vir ons sê, dit was amazing, dit was goed geweest, dit was great geweest, maar dit is tyd dat julle aanbeweeg, want ek wil meer vir julle gee. En dis waar die kerk begin stagneer. Ons hou vas aan 80 jaar terug, daar was herlewing gewees in die kerk, daar dinge in die kerk gebeur, en dan begin ons kyk na hoe die kerk goed gedoen is. Soos nee, die kerk het daai tyd net 3 liedjies gesing. Die pastoor het met 'n soet en 'n taai gepreek, en die tannies het 'n hoed op die kop gehad en sy kous aan. So dis wat ons moet doen om dieselfde heerlikheid te ontvang wat hulle daai tyd gehad het. Maar die heerlikheid wat hulle daai tyd ontvang het, was vir daai tyd gewees. Ons het vandag 'n nuwe heerlikheid nodig, want ons het vandag nuwe dinge wat ons mee sukkel. Ons het vandag as die kerk nuwe uitdagings wat ons in die gesig staar. So dis tyd dat ons beweeg van heerlikheid af na heerlikheid toe. Ons sit hier in die heerlikheid, dis lekker in die kerk, dis lekker om die Here te dien, en dan is God al daar by die doopbad verby, en hy sê, hoor, julle moet kom of julle bly agter. En dan gaan ons so toe, dan sê ons, Here, kom ons kyk wat gaan hier aan, dan sien ons iets niets, ons sien iets anders, en partykeer dan skrik ons, want ons wil nie verandering hê nie. Dan sê ons, Here, nee, hierdie is bietjie weird vir ons, hoor, hierdie is bietjie bo ons viermansplek, ons sal eerder maar hierso bly lekker hande klap op 'n Sondag, en ons sal aangaan met dit wat ons wil hê. God wil hê ons moet aanbeweeg. Wat gebeur as ons nie saam met God beweeg nie? Die oomblik as ons begin om te sê, Here, ons gaan eerder hierso bly by die ou dinge, ons gaan eerder hierso bly by dit wat ons ken, by dit wat ons gemaklik is, dan gaan ons begin op onsself staat maak. Hoekom? Want God is nie daar dat ons kan staat maak op hom nie. Die oomblik as ons bly in ons verlede, as ons bly op die plek waar ons is, en ons beweeg nie saam met God nie, gaan ons mensgemaakte goeders begin doen, om mense te probeer daar hou. Gaan ons uit ons eie menslikheid probeer om mense se lewens te verander. En ek het vandag vir jou slegte nuus, maak nie saak hoe great jy dink jy is, of hoe slim jy dink jy is, of hoeveel keer jy die Bybel al deurgelees nie, uit jou eie uit kan jy niemand se lewe verander nie. Ons het God nodig. Reinhard Bonke het gesê, hoe minder van die Heilige Gees ons in die kerk het, hoe meer koek en tee moet ons daarvoor sit om die mense daar te hou.
Hoe minder van die Heilige Gees in die kerk werk, hoe meer goed moet ons as mens doen, uit ons eie uit, om mense hier te kry. Hoe minder van die Heilige Gees ons het, hoe meer moet ons uit ons eie uit doen, om mense te probeer kry, om hulle lewens te verander. En ek is jammer, maar ons gaan dit nie reg kry nie. Dis hoekom pastore uitbrand. Dis hoekom kerke hulle deure toemaak, want hulle beweeg nie saam met God nie. Ons wil sy krag ervaar, ons wil sy salwing hê, maar ons wil nie beweeg na waarheen hy beweeg nie. Ons wil nie die opofferings maak wat nodig is om te kry dit wat hy vir ons instoor het nie. As ons kyk na Gideon se verhaal, dit som hierdie hele storie vir my so mooi op. Hier staan Gideon en hy's besig om koring te sif in 'n wynpers. Nou vir die van julle wat nie weet hoe dit gewerk het in daai tyd nie, as jy die koring wou gesif het hulle jou gewoonlik het jy op 'n heuwel gaan staan of op 'n hoë plek gestaan waar die wind waai en jy die koring in die lug ingegooi en die kaf wat lig was, het die wind weggewaai en die koring het geval en die koring het agtergebly. Maar hier is Gideon vasgevang in vrees vir dit wat aangaan en hulle volk wat in ballingskap was en hy staan in 'n wynpers. 'n Wynpers is in 'n gat gewees. Dis 'n plek waar daar nie baie wind is nie, want jy drywe daar getrap om wyn te maak en jy wil nie regtig hê die wind moet stof daarin waai nie. So hier probeer hy iets doen, maar hy is op 'n plek waar hy nie veronderstel is om te wees nie en waar dit nie 'n sukses gaan wees nie. En hier verskyn die engel van die Here aan hom en hy sê vir hom, wees gegroet dapper held. En Gideon sê vir hom, Here, ek dink jy is op die verkeerde plek, hoor, dalk moes jy by my buurman gewees het. Dalk het daai Google Maps so 'n bietjie deurmekaar, die verkeerde adres gekry. Daai pin wat hulle gestuur het jou na my huis toe gevat, maar ek is nie 'n dapper held nie. En die Here sê vir hom, gaan en gaan verlos jou volk. En hier kom Gideon en hy vra die vraag wat soveel keer in die kerk gevra word vandag. Maar Here, as God 'n werklikheid is, hy vra vir Engels, as God dan die werklikheid is, waar is al die wonderwerke? Waar is die wonderwerke wat ons voorvaders van gepraat het? Waar is al die dinge wat in daai tyd gebeur het? Hoekom gebeur dit nie vandag nie? En die engel het nie gegaan en vir hom 'n mooi ding uitgelê en sê, dit en dit en dit en dit is hoekom hierdie goeters nie vandag gebeur nie. Hy het vir hom gesê, moenie vashou aan die verlede nie. Gaan jy en gaan doen hierdie dinge. Ons as kerk is so vasgevang in die dinge van die verlede, die herlewings wat daar uitgebreek het, die mense se lewens wat verander het, die vuur van God wat daar geval het. Maar vir ons vir die Here, Here, hoekom gebeur dit nie meer vandag nie? Maar hoekom is ons nie die mense wat sê in plaas van vra, Here, hoekom gebeur dit nie meer vandag nie? Moet ons sê, Here, hier is ek, gebruik my, laat hierdie goed begin gebeur. Here, hier is ek as instrument vir U, gebruik my as 'n kanaal vir U Heilige Gees om deur te werk. Gebruik my as 'n kanaal vir U vuur om uit te gaan en om te val. Maar ons vra, Here, hoekom gebeur dit nie? Waar ons eerder moet sê, Here, hier is ek. Stuur my. Ons lees die verhaal van Josua waar die Here vir hom, waar die Bybel sê, God het gevra, wie sal ek stuur en wie sal vir my gaan? En hy het sy hand opgesteek en sê, Here, hier is ek. Stuur my. Is tyd dat ons as kerk nie sê, Here, waar is die wonderwerke nie? Is tyd dat ons sê, Here, hier is ek. Gebruik my. Here, hier is ek sal saam met U beweeg. Here, hier is ek gaan nie meer vashou aan die verlede nie. Ek gaan nie meer vashou aan dit wat agter my is nie. Ja, Here, U het wonderwerke gedoen in die verlede. U het herlewings gebring in die verlede. U het mense se lewens verander in die verlede. Maar ons wil nie in die verlede bly nie, want U is 'n God van die toekoms en ons wil saam met U beweeg en ons wil sien hoe hierdie dinge gebeur. Die wêreld daar buite het nie meer tyd of het nie meer tyd dat die kerk kan sit en speel nie. Die mense daar buite het nie meer tyd vir ons om te wag op God en te sê, Here, hopelik gaan iets gebeur nie. Die wêreld daar buite het kinders van die Here nodig om op te staan en te sê, Here, hier is ek. Here, gebruik my. Here, ek wil saam met U beweeg. Here, kom haal my uit hierdie gat uit waar ek myself in gevind het, waar ek gestagneer het. En ek wil gaan en ek wil hê dat U moet my gebruik om 'n verskil te maak. Dis tyd dat die kerk opstaan. Dis tyd dat die kerk begin beweeg.
Daar's mense daar buite wat doodgaan, wat nie eens weet dat Jesus 'n werklikheid is nie. Daar's mense daar buite in die wêreld wat doodgaan, wat nie eens weet dat God vir hulle verandering kan bring nie. Maar die kerk sit. En wat is die verskoning wat die kerk die meeste gebruik? Nee, ons wag op die Here. Ons wag op die Here vir 'n antwoord, ons wag op die Here vir 'n uitweg. Ons soek die wil van die Here voordat ons gaan en iets gaan doen. Daai selfde Reinhard Bonke het 'n gesegde gehad wat hy gesê het, those who are forever seeking the will of God will be overrun by those doing the will of God. Daar's mense wat vir 50 jaar in die kerk op hulle knieë is en bid en sê, Here, asseblief gebruik my om 'n verskil te maak, maar hulle staan nie op van hulle knieë af en loop daai deur uit en sê, okay, Here, hier is ek, wat nou? Waarheen gaan ek nou gaan nie? Dis tyd dat die kerk beweeg. Weet julle wat is die lekker ding is, ons is nie alleen nie, ons hoef nie hierdie goed alleen te doen nie. Handelinge 3 vers 11 en 12 sê vir ons die volgende, terwyl die man aan Petrus en Johannes bly vashou, dis dieselfde ou wat nou net opgestaan het en begin loop het, die Bybel sê hy bly vashou aan hulle, het die hele volk stom gestaan en om hulle saamgedrom in die pilaargang, bekend as die pilaargang van Salomo. Toe Petrus dit sien, het hy vir die volk toegespreek en gesê, Israeliete, waarom is julle hieroor verwonderd? Waarom staar julle aan ons, asof ons hom deur ons eie krag of Godvreesenheid laat loop? En vers 16 sê vir ons, dit is op grond van die geloof in die naam van Jesus, dat sy naam hierdie man wat julle sien en ken sterk gemaak het, en die geloof van Jesus, wat deur Jesus kom, en in julle almal se teenwoordigheid hierdie volkome genesing aan hom gegee het. En hierso sê Petrus vir die mense, moenie na ons kyk nie, uit ons eie uit kan ons dit nie doen nie. En dis die ding wat ons soveel keer verbang is. Ons hoor van al hierdie goed wat gebeur, ons hoor van al hierdie goed wat ons moet doen, maar ons is bang om dit te gaan doen, want ons dink ons gaan fail. Ons dink, ek is nie goed genoeg nie. Ek is nie slim genoeg nie. Ek is nie mooi genoeg nie. Ek het nie die hare daarvoor nie. Waar God net sê, ek wil jou gebruik as 'n instrument. Hierso sê Petrus vir hulle, ons het nie die wonderwerk gedoen nie. Dis Jesus wat die wonderwerk gedoen het. Ons is nie in staat om dit te doen nie, maar hy is in staat om te doen. Deur sy wonde, deur geloof van hom, deur ons vertroue op hom te sit, kan hierdie man die goeders doen. Maar ons moet besef, ons is nie alleen nie. Filippense 4 vers 13, 'n versie wat ons so baie aanhaal en wat so baie gequote word in die wêreld. Ek is tot alles in staat deur Christus wat my die krag gee. As jy dit gaan Google, Filippense 4 vers 13, gaan jy 'n miljoen sulke mooi prentjies kry. Vir die mense elke dag op hulle status sit en elke dag op Facebook laai en elke dag vir mense stuur. Jy is tot alles in staat deur Christus wat jy die krag gee. Dan sê God, staan op en maak 'n verskil. Staan op en laat my krag deur jou werk. Staan op en maak jouself beskikbaar vir my om deur jou te werk, om 'n verskil te gaan maak in mense lewens daar buite. Dan sê hulle, Here, ek kan nie. Ek kan nie, ek is net mens. Waar God sê, sit jou vertroue in my. Maak die deur oop vir my. En ek sal dit vir jou doen. Laaste vers wat ek wil hê ons moet lees is Johannes 14 vers 12. Wat sê, ek sê vir julle, wie in my glo, sal ook die werke doen wat ek doen. En hy sal nog groter dinge doen, omdat ek na my Vader toe gaan. Hier is Jesus self wat praat, wat vir die mense sê, as jy in hom glo, sal jy die dinge doen wat hy gedoen het. En julle sal groter dinge doen. Daar's 'n pastoor wat een keer van India afgekom het hierso in Suid-Afrika en hy is by kerke en hy preek daarso en almal sê nou, hierdie sendeling van oorsee af, hy gaan nou vir ons kom vertel wat hulle daar oorsee doen. En hy staan by 'n pastorekonferensie. Ek het met 'n pastoor gepraat wat daar so self by die konferensie was. En die pastoor praat met hierdie pastoor van India en hy sê, dit gaan so goed met die kerk in Suid-Afrika. Hier is soveel dinge wat gebeur. En hy sê vir hom, pastoor, vertel my wat gebeur. Hy sê, nee, die mense kom op 'n Sondag by mekaar. Hy sê, nou en dan bid ons vir iemand wat nie kan hoor nie, en dan kan hulle hoor. En hy sê, nou en dan bid ons vir iemand wat nie kan sien nie, en hulle kan sien. En nou en dan bid ons vir iemand wat 'n kopseer het, en die kopseer gaan weg.
En die pastoor sê, dit gaan so goed in die kerk in Suid-Afrika. En hy sê vir hom, maar waar is die groter wonderwerke? Hy sê vir hom, wat bedoel jy nou? Hy sê, waar bid julle vir mense wat nie 'n oog het nie, laat hy 'n oog groei en laat hy kan sien. Hy sê, waar bid julle vir iemand wat nie 'n been het nie, laat 'n been aangroei, laat hy 'n ewe skielike been het. Hy sê, want dis die goed wat in Indië gebeur. Hy sê, Jesus het gesê, dit wat hy gedoen het, sal ons doen, en groter dinge sal ons doen. Hy sê, hoekom doen julle nie groter dinge as wat Jesus gedoen het op die aarde nie? En daar staan die pastoor, hy het nie vir hom 'n antwoord nie. Die wonderwerke het nie opgehou nie. God het nie verander nie. Dieselfde God wat die Rooi See oopgemaak het, dat die volk daardeur kan gaan, is nog steeds dieselfde God. Dieselfde God wat die dooies opgewek het, wat vandag nog lewe, is dieselfde God. Dieselfde God wat die blindes laat sien het, en die dowes laat hoor het, en die duiwels uitgedryf het nie verander nie. Hy is nog steeds dieselfde God. En al wat hy vandag soek, is vir sy kinders om op te staan, en te sê, Here, hier is ek, gebruik my as 'n instrument, ek is bereid om te gaan, ek is bereid om die pad saam met jou te stap. Ek gaan nie meer sit waar ek sit nie. Ek wil hê, jy moet my gebruik. Die mense daar buite het die Here nodig. Maar soos wat predikers sê, hoe gaan hulle weet, as niemand hulle gaan vertel nie? Hoe gaan iemand hulle vertel, as hy nie gestuur word nie? En hoe gaan iemand gestuur word, as hy nie sê, Here, hier is ek. Ek is bereid om te gaan nie. Here, hier is ek. Ek is bereid om die prys te betaal nie. En jy sit dalk hier vanoggend en jy sê, dis 'n mooi storie wat jy vir ons vanoggend vertel, hoor. Dis tyd dat ons verby die storie vertel stadium kom. Dat ons God begin vertrou. Wat ons bietjie uit ons gemaak zones uit opstaan. Wat ons sê, Here, ons is nie meer tevrede met kerk soos wat dit gaan nie. Ons is nie meer tevrede met ons lewens soos wat dit is nie. Ons wil meer hê. Kom ons staan op en ons sê vir Here, Here, ek sal saam met jou gaan. Brennan sê vir ons, van die musiek aansit asseblief. Kom ons staan op en sê, Here, genoeg is genoeg. Ek wil hê ons moet net so oomblik vat, terwyl die musiek vir ons speel, en ek wil hê ons moet net 'n oomblik bietjie introspeksie doen, net 'n oomblik vat en net bietjie vir onsself afvra, Here, waar is ek in my lewe? Ek wil jy moet vir jouself net bietjie vra, is ek soos daai man wat hier by die kerk se deur sit, se ingang sit, en net bedel en sê, Here, asseblief, gee my net iets, al is dit iets kleins. Is ek op 'n plek wat ek sê, Here, genoeg is genoeg. Here, ek is nie tevrede met hoe my verhouding met U is nie. Here, ek is nie tevrede met hoe dinge in die kerk gaan nie. Of is ons op die volgende stap wat ons sê, Here, hier is ek, stuur my. Here, hier is ek, gebruik my. Here, hier is ek stel myself beskikbaar vandag as 'n instrument vir U om te gebruik. Ek wil net vir ons een laaste vers lees en dan gaan ons bietjie saam bid. Romeine 12. Almal ken dit, is 'n baie bekende gedeelte. Dit was nie deel van die voorbereiding, so gee my net gou 'n oomblik net om dit hierso te kry. Romeine 12 vers 1 sê, broers, op grond van die barmhartigheid van God, roep ek julle dus nou om julle liggame beskikbaar te stel as 'n offer wat lewend en heilig is en vir God aanneemlik is. Dit is julle sinvolle godsdienst. Die gedeelte sê, gee julle liggame, stel dit beskikbaar vir God as 'n offer, stel dit beskikbaar vir God om julle te gebruik. Ons sê, dit is ons sinvolle godsdienst. Die ou vertaling sê, dit is julle redelike godsdienst. Wat beteken dit? Dit is die minste wat julle kan doen. Om te
ek wil volgende vir jou bid, as jy volgens vir my sê dat ek is bereid om te sê, Here, hier is ek, gebruik. En ek wil nie hê jy moet uitkom hier voorkom staan as jy dit nie bedoel. Rarig. Hier is nou 'n tyd wat ons moet ernstig raak met God, en dit is 'n tyd wat ons daai opoffering moet maak, wat ons moet sê, Here, ek kies vandag om daai sacrifice te maak. Ek kies vandag om my liggaam beskikbaar te stel. Ek kies vandag om myself te offer vir U, dat U my kan gebruik. En as jy vandag vir my sê, ek wil daai keuse maak om te sê, Here, hier is ek, gebruik my, wil ek hier moet gou vorentoe kom dat ek saam met julle kan bid.